Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Vrydagoggend. En ja, ons is by Lukas 9 vanaf vers 10. Die apostels het teruggekeer en vir Jesus vertel wat hulle gedoen het. Toe het hy met net hulle by hom na 'n dorp gegaan wat Betsaida genoem word. Maar die skare het dit agtergekom en hom daarheen gevolg. Hy het hulle verwelkom en met hulle gepraat oor die koninkryk van God. En diegene wat genesing nodig gehad het hy gesond gemaak. Dit het al skemer begin raak. Toe die 12 nader gekom en vir hom gesê, stuur die skare weg na die dorpies en plase in die omgewing, om slaapplek en kos te gaan soek, want ons is hier op 'n verlate plek. Hy sê toe vir hulle, gee hulle iets te ete. Maar hulle antwoord, ons het niks meer as net 5 brode en 2 visse, tensy ons gaan kos koop vir al hierdie mense. Daar was ongeveer 5000 mans. Toe sê Jesus vir sy disippels, laat hulle gaan sit, in groepe van ongeveer 50. Hulle het so gemaak en almal laat sit. Hy het die 5 brode, die 2 visse geneem, na die hemel opgekyk en die seëngebed uitgespreek. Hy het dit toe in stukke gebreek en vir sy disippels gegee om aan die skare uit te deel. Almal het geëet en het versadig geword. En van die stukke wat oorgebly het, is daar 12 mandjies vol opgetel. Jo, vriende, wat 'n ongelooflike gedeelte. Onthou net weer eens die konteks. Waar gebeur hierdie? Ons het nou net gehoor dat Herodes het hierdie vrae oor wie is Jesus. Daar's verskillende opinies oor wie is Jesus. Die gedeelte net na hierdie gedeelte, dit gaan ons môre gaan oor Petrus se belydenis. So 'n groot ding in hierdie gedeelte is oor wie is Jesus. Maar ons gaan daarby kom. Die interessante vir my is dat Jesus vat net die disippels. Hier kom hy die 12 terug. Hulle gaan met opgewondenheid vir Jesus vertel wat het hulle alles gedoen, wat het gebeur, maar hulle is moeg. En Jesus ook, hulle wil bietjie alleen wees, hulle wil bietjie alleen tyd hê. Maar die skare vind uit waar is Jesus. En dan lees ek hier, dit is vir my verskriklik mooi. Want ek hoor, maar, hulle wil nou alleen gewees het, maar die skare het dit agtergekom en hom daarin gevolg. En kyk nou Jesus se reaksie. Hy het hulle verwelkom. Jesus sê nie vir hulle is nou ongeleen nie, dit is nie nou die tyd nie, dit pas nie, hy's moeg, hy's besig, hy moet met die disippels praat, hy moet hoor wat het gebeur. Nee, hy verwelkom hulle. Jesus sê, ek is bly julle is hier. Jo, ek wens ons kan dit altyd by die kerk regkry. Dat ons hierdie hart van Jesus het en almal verwelkom. Mense is nie 'n lastige onderbreking nie. Mense is mense wat almal van hulle met 'n stuk nood loop. As ons in die kerk dit kan regkry om dit raak te sien en hulle te verwelkom. So Jesus verkondig dan hulle die koninkryk van God, hy gee hulle genesing die wat nodig het en uiteindelik ook kos. So die bediening raak die hele mens, né, geestelike en liggaamlike nood. Maar interessant hier hoe Jesus die disippels insluit en met 'n baie sterk werkwoordvorm in die Griek sê hy, gee julle vir iets om te eet. Want die disippels se oplossing is, stuur die mense weg, hier's te veel. Ek meen, net die mans alleen was 5000. So, stuur hulle weg, laat hulle gaan kos koop iewers. Jesus sê, nee, gee julle vir iets om te eet. En dan sê die disippels, wow, nee, dis te veel. En Jesus sê, weet julle wat? Begin net met wat het julle? En ek weet, ons doen dit ook baie keer. Ons kyk na die verskriklike nood, ons kyk na die baie goed rondom ons en ons dink,
ek kan niks doen nie. Jy kan nie niks doen nie, is wel 5 brode en 2 visse. Dit is min, maar is nie niks nie. Gebruik daai min. En dan begin Jesus dit uitdeel. Interessant vir my dat Lukas vertel dat Jesus eers 'n bietjie orde gebring het in die chaos. Nee, dit is my net mooi. Hy laat hulle eers 'n groepe bymekaar. Ek sit daar 50 in 'n groep. Laat jy net bietjie orde kom in hierdie totale chaos. En dan is daar 'n mooi Griekse woord kortazo. En dit beteken om heeltemal gevoed of versadig te wees. So die mense het nie net elke geëet, okay, dis hulle okay nie. Hulle het meer as genoeg geëet. En ek het nog altyd gewonder, hoekom is daar spesifiek 12 mandjies oor? Nou, daar's baie verduidelikings daarvoor, ek weet nie of ons almal aanvaar nie, maar die een wat nou vandag vir my sin maak, is dat dit eintlik 'n teken van Jesus is vir die disippels, dat hy sorg vir elkeen van hulle. En dit kan dalk bietjie terugwys na die 12 stamme van Israel. En dan kom ons by die vraag wat ek gesê het, dit gaan oor wie is Jesus? Nou baie belangrik, en ons het dit al gesê in Lukas, toe ons besig is, Jesus doen nou wat God in die Ou Testament gedoen het. Heeltyd. God het in die Ou Testament, in die woestyn vir die mense manna gegee. Hy het vir hulle brood gegee. En nou doen Jesus presies dieselfde. So dit beklemtoon weer 'n keer, dat Jesus God is. En hy voed ons, hy is alles wat ons nodig het, en hy gebruik ons in hierdie proses van hom, om die wêreld aan te raak. Amen. Here almagtige God, baie dankie vir die ongelooflike teks, dankie dat ons dit mag lees ook, en ja Here, ons wil net vashou aan u liefde en u genade. Amen. Vriende, mag julle baie mooi dag en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.